Goeiemôre op hierdie Dinsdag 23 Junie, Dirk aan hierdie kant. So Paulus skryf in 2 Korintiërs 10 die volgende: Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. So onthou jy nog die liedjie Heaven is a place on earth? Wel, volgens yourdictionary.com is die gelukkigste plek op aarde blykbaar Disney World. Ons glo nie doelbewus die woorde van gewilde liedjies of aansteeklike advertensieklingels of opnames wat ons daagliks hoor nie, maar dit beïnvloed ons gewoonlik meer as wat ons vermoed. Dit laat ons tog soms twyfel. Ten einde te onderskei tussen die waarheid en misleiding en om wyse besluite te kan neem, moet ons maar deur die subtiele leuns kan sien wat die wêreld aan ons voorhou. Van 'n vroeë ouderdom af word ons denkpatrone en ons houding en ons filosofie en so aan word beïnvloed deur ons gesinswaardes, deur ons opvoeding, ons kultuur, ja, en die media. Maar ons kan kies wat ons onsself toelaat om te glo. Indien ons die waarheid van kleins af geleer is, sal ons nie maklik mislei word nie, maar as ons nie die waarheid ken nie, kan ons maklik 'n prooi word van populêre misleiding. Soms verkies ons dit wat aantreklik lyk, eerder as om God se woord te raadpleeg. 'n Reël in 'n moderne aanbiddingsliedjie met die naam All My Shame gee bondige opsomming van die aard van ons probleem van misleiding wat die mens maar algemeen ervaar. Die woorde sê, innocence traded for a lie. Dit het vir die eerste keer daar in die tuin van Eden plaasgevind en het gebeur maar vandag nog steeds. Dis daardie oomblik wat ons die weg van God ignoreer en ons die waarheid onderdruk, soos Romeine 2 sê. En toe gee aan 'n persoon se slim redenasies of arrogante aansprake, en daardie daad het gevolge wat ons lewens vir altyd kan verander. En dis die plan van alle misleiding. Die waarheid is mos dat die vader van die leuen, soos Johannes hom in hoofstuk 8 noem, subtiel is. En hy gaan nie met horings en 'n stert verskyn wanneer hy probeer om jou denke en jou wil te oorwin nie. Sy benadering is 'n geloofwaardige, oortuigde leuns wat baie aanloklik en onweerstaanbaar is. Hy voorsien argumente en aansprake wat ons as wapens in ons gedagtes teen die waarheid van God gebruik. Paulus het dit besef. Sy direkte benadering en sy beginselvaste woorde het verseker dat niks in sy denke belangriker as Christus was nie. Hanteer ons leuns en valsheid op die manier? Om dit te sien vir wat dit is, sal ons help om geestelik waaksaam te wees en nie die duiwel 'n kans te gee om 'n vasdrapplek in ons denke te kry nie. Psalm 1 vers 1 sê mos, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Here, help ons asseblief om te besef dat ons samelewing die waarheid werklik ernstig nodig het. Help my om altyd in verbinding te wees met die waarheid, deur Jesus wat die weg, die waarheid en die lewe is. Amen.